Goeiemôre almal. Môre pastoor. Prys die Here se naam vanmôre. Ons sê vir ieder en elkeen vanmôre welkom. Wie wat live kyk ook. Begin sommer met 'n bietjie afkondigings. Vanaand geen diens. Ons gaan vanaand 'n bietjie skiep. Dan Woensdag Bybelstudie, bietjie gaan nie wees nie. Vrydag aand jeugbyeenkoms. Okay. Geen die week nie. Sondagoggend erediens 9:00. Ja, ons gaan nog is 'n raaisel wie môre Sondagoggend vir ons gaan diens gee. Ja. Sondag aand evangeliediens om 4:00. Dan ons verjaarsdag, vandag die 20ste, Nadia Hitchcock. Ons gaan koekie. Donderdag die 24ste, Angelo Gilmer. Ons gaan koek daar gaan eet. Gaan ons 'n bietjie vir hulle sit. Hulle sê nie, maar kom ons sit. Kry die adres? Ons gaan nie die adres kry dan gaan ons daar gaan koek eet. Dat ons almal saam staan en dan die woord doen. Ons het dierbare Here Jesus en Hemelse Vader. Here, ons kom vanmôre by mekaar, Here, vir een doel. En dit is om die naam groot te maak. Here, ons kom vanmôre en sê vir U dankie, Here, vir nog 'n genadekans. Dat ons vanmôre kan opgekom het na die huis toe, Here. Here, dan wil ek vanmôre vra vir U, die prediker wat die woord gaan bring vanmôre, Here. Here, laat U lippe aan met 'n kofier van die altaar vanmôre. Here, berg gemaak tot die ou nuwe kruis vanmôre, Here. Dat ons sal inneem dit wat U vir hom gegee het om vir ons te bring, Here. Here, daarom kom ek vanmôre ook en ek vra vir U, Here, die wat nie hier kan wees vanmôre. Here, staan by elkeen van hulle stil vanmôre. Here, die wat siek is ook vanmôre, Here. Here, afstand by U is niks, Here. Daarom kom ons en ons sê dankie. Here, seën ook die musiekinstrumentspelers, Here. Elke liedjie wat ons gaan sing, Here. Ons doen dit vir eerlikheid en vir die heerlikheid van U grote naam. In Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Amen. Amen.
staan. Ons is nie langer meer net 'n godsdienst nie, maar 'n leefwyse. Amen. Die rede vir dit is, as Boeddha, Mohammed en Jesus langs mekaar staan, dan sien ons die ander twee nog bene in hulle graf. Stem jy saam met my? Amen. Maar Christus se graf Dis leeg. is leeg. Wij gaan vragen dat zuster Ita Mila voor ik neem. Amen. One, two. Die stier is weg, maar hier is staan en weer. Zijn vrouw, waar is hij? Die ik me zelfs niet.
is om ons Bybels oop te maak, daaruit te kan lees, en te kan luister wat die Gees van die Here tot ons harte wil spreek. Wat ek wil dit met vele danksegging. Amen. Nou ek gaan vanmôre voor ek na Jesus se graf toe gaan, wil ek eers na 'n onbekende man se graf toe gaan. En ek wil by inleiding sê, die Jode het gewoonlik 'n grot wat hulle gebruik om hulle lyke in te begrawe. Dan word daar 'n groot klip voor die graf gerol. Die van die wat Bybel lees, 1 Korintiërs 13, ek lees vir u vers 21. Die mense op 'n keer besig was om iemand te begrawe, sien hulle skielik so 'n bende. Hulle het die man se lijk in Elisa se graf gegooi. Toe die lijk aan Elisa se bene raak, en die man lewend geword en regop gaan staan. Baie mense is om in die dood opgewek te word iets niets. Maar God het dit lankal beproef met 'n onbekende man. Amen. Lees saam met Lukas hoofstuk 11, ek lees vir u baie welbekende gedeelte. Williams manuskrip. Lazarus opwekking. Die dood van Lazarus. Ek lees vir vers 43 en 44. Nadat hy gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Doorheen het hy gekom, sy hande en sy voete nog toegedraai met grafboeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Amen. Dis Lazarus se graf. Johannes 20. Ek lees vir vers 5 tot 8. Toe hy vooroor buig, sien hy die boeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Nou is Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die boeke daar lê en ook die doek waarom Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander boeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik. Die rede waarom ek hierdie 3 grafte met u gaan vanmôre is net om vir u aanduiding te gee. Christus is nie 'n gewone man nie. Amen. Hy is God self wat in die vorm van 'n mens gekom het. Amen. En ek gaan nou na die eerste grafte wat ek nou by julle gelees het. As jy weet waarom 'n lijk met 'n man wat lankal dood is, se bene kontak maak. En nou raak hy lyk weer dag. Dit is die besturing van God. Dit is net God wat zoiets kan doen. Amen. Weet jy wat die man wat zoiets kan doen? I don't think so. Maar jy sien, God maak ruimte vir u en vir my om te weet, as jy intiem met hom leef, dan gaan jy soos Melchisedek se pa, hy het nie 'n graf gehad. Henoch. Die Engelse Bybel sê Henoch. Dit was nie nodig vir Henoch om dood te gaan. God het hom deur die doderyk reg deurgevat. Na die ewigheid toe. Amen. Dat wil ek vanmôre vir u sê. Daar's nie 'n ding wat ek en u doen wat ongesiens by God verbygaan nie. En hier wil ek 'n voorbeeld vanmôre maak en ek wil u sê, het Daniel gebid toe hy in die leeukuil gegooi was? Daar's nêrens skrifte wat sê hy het gebid. Maar God het die bek van die leeu's toegemaak. Jy sien, ons het 'n rede om fees te vier, want
dinge doen vir hulle wat in hom glo, is baie anders. Jy moet nie aanvaar dat jy is 'n gewone mens nie. Omdat jy Christus volg, is jy in staat om baie dinge te doen wat 'n gewone mens kan doen. Amen. Glory. Ek het nie baie van Lazarus se verhouding met Jesus was so aard dat toe Jesus die tyding ontvang, hy is dood. Toe tel my vir 4 dae. Ek het nie die storie. En toe hy reageer en sê nee, Lazarus slaap. Dag 4, baie later gewone tyd, maar vroeg genoeg vir Christus om Lazarus in die dood op te wek. Glory. Maar jy sien die rede waarom ek in die Ou Testament met u gaan begin, is Christus was verantwoordelik vir die bene wat kontak gemaak het. Dit is die gees van die Here wat daar gewerk het. Niemand anders. Die gees wat ek en nie is, het daar gewerk. Nou, Lazarus, sy huis en sy 2 susters, Jesus het uit gewoonte gereeld daar gaan kuier. Amen. Tydig en ontydig. So die Bybel leer ons, hy het 'n traan gepik. En dis die eerste keer wat ons sien Jesus huil. Is jy met my? Amen. Later staan hy met sy lewe het God gehuil op die kruis as gevolg van ons ongeloofigheid. Maar as ons hier by Lazarus se graf môre staan, dan weet ons Lazarus word nog 'n kans gegee omdat hy 'n vriend van Jesus is. Dink jy nie ek nie kan dit oorkom nie? Amen. Daai doodheid wat jy in jou lewe ondervind, maak kontak met Christus. Hy gaan vir jou nuwe lewe gee. Net hy kan dit gee. Nou, jy sien, as ons by Christus se graf self kom, dan is dit baie ongemaklik. Want die Jode, oor eeuwen sê hulle nou nog, ons Christene het die wet gesteel. Om wat met dit te maak? Nou, jy weet die Mohammedanen, hulle Bybel is Ou Testament. Hulle doen presies wat die Jode in die Ou Testament doen. Dis een ding wat ek hou, die manier hoe God dinge doen. En die vrouens wat Jesus se liggaam gewas het, ons kom polies en goede, hulle het eers by die graf. En ek wil vanmôre vir ons vrouens sê, hou op, dink jy is minderwaardig. Dan tyd geword dat jy moet uitleef die feit dat jy die heerlike boodskap eers gekry het. Wat sê Jesus hier by die graf? Nou, jy weet, jy is goed bewaard om so by die graf. En as Maria, hy wil daar omdraai, dan vraag sy vir iemand, waar het jy nog meer geleden? Sy weet nie, sy praat met Jesus. Wat het ons uit hier? Soms bevind ek en jy ons ook in benarde situasies, waar ons eens weet ons praat oor. God skep geleenthede waarin Christus nie noodwendig vir hom kom nie, maar ek en jy kan hom sien met die gewone oog. Daarom moet ek nie baie versigtig wees met hier hoe ons mense behandel, veral rondom ons huis, by ons werksplekke, daar ons loop, waar ons sit en staan. Maar ek wil vanmôre, as ons by Johannes stil staan, dan sien ons, op hierdie dag, word daar gehardloop. Want, of 'n mens nou in hulle gemoed wil ingaan en sê, party het nie geglo, dat dit wat Jesus in sy hele 3 jaar in prediking vir hulle gesê het, ek gaan in die dood uitkom. Nou jy weet, ons weet al, as teologies studeer, hierdie ding is geproefloop met Jona. Maar nou jy weet Jona? Jona was ongehoorsaam en die verkeerde boot, toe gooi hy hom in die water, vang die vis op. 3 dae en 3 nagte. Nou dis die
as ek in Engels praat, the foreplay of what Jesus wil doen. As jy sê dit, Christus het hulle gesê, hierdie graf gaan my nie nou hou nie. En jy weet nie waar wat môre wil die hart inbring. Ek en hier as kinders van die Here 'n bietjie kyk. Waarvoor hardloop ons in ons eie lewe? Dit is 'n klomp onnodige goede waarvoor ons hardloop. Maar daar waar jy die energie regtig nodig het, kan jy dit nie gebruik. Nou jy weet wat hier is by die hardloop is, die man wat wen, gaan nie in die veld. Baie keer wen ek en u dinge in die lewe wat nutteloos is. Wat geen betekenis het. En baie keer by my tydjie sien jy wat eerste was te staan waar Petrus het verbygekom. Om getuie te dra Christus en dit wat hy gesê het hy gedoen. Want sy graf is leeg. Amen. Kyk 'n graf. Dit was altyd 'n stank. As jy weet. Amen. Hy het 'n reuk. Hoe ouer hy word, die wetenskaplikes reken by dag 8 begin die liggaam te ontbind. Hoe ouer hy raak. Hoe ouer hy raak. Kom na dorre bene. Nou, ongelukkig kan mens sien die kern van wat God met ons wil praat, kan nie leer wees. Want in die Ou Testament het ons gewys, hy het die vermoë om 'n dooie op te wek. En wat sal die lees gou Handelinge 17. Net om vir hier 'n opvatting te gee dat jy meer vertroue het in die woord van God as dat die gewone mens het. Maar dit lees so. God het die tye van onkunde oorgesien en nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. Kyk, ons was baie Thomas mentaliteit. As bewys daarvan almal het hy hom uit die dood uitlaat. Wat dan ook maar dat die lewe te sê gaan nie dood los het. En hoe dat gesê? Het Mohammed gesê? Hulle het geweet. Hulle bene gedaan, nee, hulle klou, hoe klomp balsings opgesit het. En vanmorgen die eerste broge, hulle kon sê, 1 Korintiërs 15, vers 53. Ek lees vir u, hierdie vergankelijke liggaam moet met die onvergankelijke bekleed word. Halleluja. En hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. Sien? Daar is 5 wonde aan Christus. As hy, ek dink 8 dae na hy gesterf het, as die disciples by mekaar kom, dan is Thomas nie by nie. En 8 dae later is hy by en Jesus kom in. Jesus sê vir hom, gee my jou vinger, druk hom in my hand. Hy het ingedruk. Gee my jou arm, en druk hom in my sy. Sien? Ons wil nie op grond van baie dinge uitstaan. En ek wil vanmorgen vir u kom sê, Christen wees is nie godsdienstig wees. Christen wees is 'n leefwyse.
God wil intiem met jou wees op elke vlak en terrein van jou lewe. Want hy wil jou liggaam soos hy nou is, die sterflike ene. Hy wil jou die onsterflike liggaam gee. Sodat jy saam met hom, dit wat hy hier op die aarde. Kyk, jy wil hier nou, ons Christene word baie misbruik. 24/7, oral waar ons gaan. As jy wat vriend met haar vergeet, en dan gebruik jy sy gesig aan, gebruik hulle onagtelike liggame. Dit is die moeite werd om vast te hou aan ons geloof. Want dit is net geloof wat jou daai versekering gee. Eendag gaan ek ook uit my graf uit opstaan en saam met Christus ons Bybel glo dit ons moet saam. Baie dankie ons Hemelse Vader. Here, dat ons vanmôre opnuut met die opwinding en die heerlikheid van U die Here kan ervaar dat dit wat U ons in die woord leer vas staan en dat niemand Here vir ons kan wegneem. Here, om dit wat U beplan het, Here, vir ons te doen. Kom help ons dan nou, Here, om nou in hierdie liggame, Here, alles ons vermoë te doen om U te verheerlik. Ek bid en bly dit met vele danksegging. Amen. Dit is 'n woord wat hard gevat is. Broer Erik, kom ons vat dit en ons hou dit in ons boesem van ons hande. Amen. Pastoor Fossie, kan jy vir ons afsluit? Die afsluiting. Dat onze
anker het om ons vas te hou. Hulle wat siek is, Here, kan staan maak op genesing. Hulle wat probleme het, kan dit net na U toe bring. Dankie, Here, daarvoor. Hierdie dag wil ons juig en jubel en dankie sê, Here, vir al die voorregte wat ons het. Maar ons harte is ook seer vir hulle wat nog nie ingekom het. Daarom, Here, hierdie woord ook vir hulle vandag, dat ons dit sal uitdra in hierdie donker wêreld, wetende dat U gaan eendag terugkom. Dankie, Jesus, neem ons veilig na ons huise toe, en die wat gaan iewers heen ry, Here, bewaar hulle op die pad, en ons sê dankie vir die goedheid en die groot genade, en help ons om in vrede te gaan, Here, wetende dat U saam met ons is. Amen. Ons ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. En maak die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. Nou maar dat ons sê. Amen.